Môre sê Radio Fynbos luisteraars, die 24ste Desember. En die tema wat ek met jou wil deel is, Our glory, the center of my life. En ek gaan vir jou die Passion Translation se vertaling lees van Onse Vader wat in die hemel is. Uit Matteus 6 vers 9 tot 13. Our Father dwelling in the heavenly realms. May the glory of your name be the center on which our lives turn. Manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth, just as it is fulfilled in heaven. Give us today the bread for tomorrow. Forgive us the wrongs we have done, as we ourselves release forgiveness to those who have wronged us. Rescue us every time we face tribulation, and set us free from evil. For you are the King who rules with power and glory forever. Amen. Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Toe Jesus Getsemane ingegaan het, en hy daardie beker gedrink het, het hy jou en my en ons alles in hom geneem. Hy gaan so kruis toe, en terwyl hy aan daardie kruis hang, bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As jy mense vergewe, maar ook vryspreek, sal dieselfde vir jou gedoen word deur God. Jy sal so lig en verlig deur die lewe gaan. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As hy die koning van jou hele lewe is, vandag, as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard, as hy jou nog oortuig van goed wat hom nie verheerlik nie. Vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. 'n Gesin is vir God belangrik. Eers God, dan jou lewensmaat, dan jou gesin, dan die res. Al is daar onvrede, bid asof daar vrede is in jou binnekamer. Gee daar vir hom elkeen, en seën hulle elkeen afsonderlik soos Jesus dit sou doen. Dan sal jy agterkom in 'n paar oomblikke, in jou binnekamer, sal hy jou begin gesond maak van baie stikkende wonde. My God, waarom het U my verlaat? Die woorde wat ons elkeen ken in die tyd wat jy voel God hoor nie, en hy antwoord nie. Maar behou die vaste wete, as jy iets in sy wil vra, is hy reeds besig om te antwoord. Niemand is so ver weg, dat hy of sy buite die bereik van God se aanraking is nie. Ek het dors. Jesus is dors na jou worship. Jou aanbidding is belangrik. So belangrik vir jou, dat lewende water uit jou binneste vloei, om die woord nat te maak, en God dit kan laat groei, om hom te aanbid, is om hom te verheerlik, en daarna is jou Here dors. Dit is volbring. Jy kan leef, dat as hierdie kruiswoorde joune geraak het, sal jou gebede beantwoord word, elke keer. Vader, in U hande gee ek my gees oor, om vandag meer as alles te weet, dat God se gees saam met jou gees getuig, jy is 'n kind van God. Laat wat God verheerlik die middelpunt wees, waarom jou lewe wentel. Liewe mens, jy sal nog so bid, en jy sal nog so wonder, gaan jou gebed beantwoord word. Jy sal nog so dink, dat wat jou hartsbegeerte is, later gaan kom. Dan sal jy in sy glorie jouself bevind, en sy woord verstaan, dit is reeds volbring. Jesus, baie dankie, dat ons op die 24ste Desember, Here, wat ons in die wêreld deurken het as ou Kersaand, Here, U bloed kan drink, om vir U te sê dankie, Here, dat U vir ons aan 'n kruis kom sterf het, sodat ons kan lewe. Dankie dat U vir ons gebreek is, gewond is, sodat ons wonde genees kan word. Amen.